Goeiemôre, baie welkom. Dit is 'n groot voorreg om in die teenwoordigheid van die lewende Here te wees. Kom ons maak ons oë toe en dan roep ons hom aan. Ek roep na U, o God, want U antwoord my. Buig U oor my, luister na my gebed. Wys U wonderlike liefde, U wat red die wat by U skuil. Want daarom bid ons ook dat die genade, barmhartigheid en vrede op ons sal wees. U as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ek wil op 'n ander punt vanoggend begin. By Romeine, wat ons gaan lees, Romeine 9 vers 5, is deel van 'n lofrede wat Paulus sê, en dan sê hy hier aan die einde oor Jesus Christus. Uit hulle is die Christus as mens gebore. Hy wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. Amen. Nou as jy hoor amen, dan is dit dominee gaan sit, ons gaan nou huis toe gaan. Maar dis nie wat amen beteken nie. 'n direkte vertaling van amen sal wees, laat dit so wees. In hierdie geval sal amen sê, en bly daaroor dink. Hy is waarlik God, verhewe bo alles en lofwaardig vir ewig. Dit is die God wat ons aanbid. So wanneer ons nou gaan ons oë toemaak en vir die Here vra om deur sy woord met ons te praat, dan is dit hierdie Here met wie ons praat. Kom ons maak ons oë toe. Here, U lof staan bo alles. U is waarlik God. U het mens geword om ons te red. U het die kosbaarste geskenk vir elkeen van ons kom bring. So wanneer ons nou uit die woord lees, wanneer ons lees hoe Paulus daaroor gedink het, dan wil ons vra dat U deur die fluistering van die Gees ons ontvanklik sal maak vir die woord, en dat ons regtig na U woorde sal luister. Praat met ons, U kinders luister. Amen. Ons is by Romeine hoofstuk 9, ons lees vers 1 tot by vers 5. Paulus skryf hier, hy sê, in my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid. Ek lieg nie. En my gewete, wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my, dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Hulle is tog Israeliete, vir hulle het God as sy kinders aangeneem, en in sy heerlikheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit, en aan hulle die wet van Moses gegee, asook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aardsvaders af, en uit hulle is die Christus as mens gebore, hy wat God is, verhewe bo alles, lofwaardig vir ewig. Amen. Ons lees tot daartoe saam. Dit is 'n moeilike gedeelte hierdie. Ek wil op 'n ander punt begin. Ek het nou die dag vir my gesin beloof, ek sal vir hulle koekies gee. En ek het dit vir almal beloof. So gisteraand na ete, toe vra ek vir my oudste kind, kom gou saam met my, ons loop Spens toe, ek gee vir hom 'n skinkbord, hy hou die skinkbord vas, en ek gooi daai hele skinkbord vol koekies. Dan sê ek, gaan gee vir hulle koekies. Is die koekies vir almal? Ja, die koekies is vir almal. Word hy bevoordeel omdat ek hom genooi het en gesê het, kom saam met my, gaan gee die koekies? Nee, hy was net die oudste en het daarom die eerste kans gekry. Maar hy word nie bevoordeel nie. Hy is net eintlik die draer van die koekies. Maar soos ek die rakker ken, wou hy toe by die tafel verbystap na sy kamer toe en alleen al die koekies geopeet toe. Nee, keer ek kom voor. Hierdie koekies is vir almal. Toe wil hy nou dikbek wees, want hy is dan die oudste. Nee, jy kan nie daaroor dikmond wees nie. Dis hoe Israel was. God het die wêreld so lief gehad, sê Johannes 3 vers 16. En God het vir Israel uitgekies as die oudste en as die eerste om sy wonderlike koninkryk te kom verkondig in hierdie wêreld, sodat almal in die wêreld kan glo.
Daarom lees ons byvoorbeeld toe Josua hulle vir Jerigo ingeneem het, dat die mense vir hulle voor die tyd gesê het, ons is nie bang vir julle nie, maar ons is bang vir julle God, want hy is waarlik God. As iemand ook uit 'n ander nasie by Israel aangesluit het, dan het hulle deel van die volk van God geword. Israel is net gekies as eerste instrument, as die oudste, die een wat die voorreg het om die koekies, die evangelie oor te dra. Maar weet jy wat, jy is ook nou daar, die skinkbord is nou in jou hand. Jy het groot geword met die evangelie. Jy kan nou die koekies aandra vir almal rondom jou, maar jy kan nie in jou kamer gesit en die koekies alleen eet nie. Dis nie waarvoor die koekies gegee is nie. Hierdie liefde, hierdie uitdra, dit het natuurlik vir Israel woedend kwaad gemaak vir Paulus. Paulus was een van hulle. Hy was 'n Jood. Hy het al die pedigree gehad, kan ek dit nog maar so uitdruk. Sy CV is vol daarvan dat hy die regte egte Jood is, met al die kredietwaardighede wat hom toekom. Maar God het hom geroep en gesê, Paulus, die evangelie is nie net vir die Jode nie, jy moet dit ook vir die heidene gaan gee. En dit het al wat Jood is, woedend kwaad gemaak vir Paulus. As hy met die Jode gepraat het, dit het altyd uitgeloop dat hulle ore toedruk, dat hulle skree, dat hulle hom met klippe wil doodgooi, dat hulle hom wil verwrig. Paulus wou hulle net doodkry, want hulle wou nie hoor dat hy sê, God sê, die koekies is vir almal. Die evangelie is vir die wêreld bedoel. En dis waar dit begin. En nou skryf Paulus hier en hy sê, ek het nie iets teen die Jode nie. Ek is verskriklik lief vir hulle. Van verskriklik lief lees ek van Leo Tolstoy. Daar, en as jy nou na vers 2 en 3 kyk, gaan jy nog sien waar dit connecteer ook. Leo Tolstoy het die aantreklike krag van die Christus geïnspireerde liefde op die mees indrukwekkende wyse in sy tyd verkondig. Hy was 'n welgestelde man en hy het al sy rykdom uitgedeel soos wat mense in nood was en hulle eenvoudig gehelp. Hy self het 'n baie eenvoudige lewe geleef, maar hy het almal rondom hom gehelp. Almal in daai tyd wat in nood was. Daar was natuurlik baie weeskinders ook gewees. Hy het baie weeskinders gehelp, maar nie net weeskinders nie. Hy het almal gehelp. En daarom skryf Gorky op 'n stadium te sê, ek is nie 'n weeskind op hierdie aarde nie, solank as wat Leo Tolstoy leef nie. Ek is nie 'n weeskind nie, want hy sorg vir my, hy is my pa. Met Leo Tolstoy se sterwe, toe hulle met die kus graf te loop, het 'n klomp weeskinders met plakate langs die pad gestaan en gesê, Leo Tolstoy, die herinnering aan jou liefde vir ons as weeskinders sal nooit ooit doodgaan nie. Mag dit ooit op my grafsteen staan. Is dit die wonderlikste getuigskrif? Want ons het deel van die familie van God geword. Dietrich Bonhoeffer het dit geskryf. Hy sê, die kerk is totale al 'n unieke instansie. Jy kan jou dit nie dink nie. Jy kan dit met niks in hierdie wêreld vergelyk nie. As ons dit dalk moet vergelyk, sal die beste vergelyking 'n huisgesin of 'n familie wees. Want in die kerk is daar nie status of 'n rangorde nie. Ons is almal lief vir mekaar en ons is verbonde aan mekaar. Jy word deel van 'n familie deur die geboorte of deur aanneming. Maar dit is ook die plek waar jy oefen hoe om reg op te tree. Dis waar die afdruk van die hemel grond raak hier op aarde. As ons tuis kom. Daarom sê Psalm 23 ook, en ek sal tuis wees in die huis van die Here. Nee, dis waar ons tuis is. Net om vir julle te sê, in Exodus 4 vers 22, sê God al, Israel is my kind, ek het hom aangeneem as my kind. En in Efesiërs 2 vers 19, julle is nie meer ver van God af nie. Julle is nou lede van die huisgesin van God. So om van aan die kerk te dink as 'n huisgesin of 'n familie, dit pas nogal. En dan hoor jy, almal wat hom aangeneem het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Ons is dit nie van nature nie. Hy het ons aangeneem. God is ons Vader.
En dis in hierdie woorde en in hierdie tradisie waar Romeine 8 kom, en dan kom Paulus en hy skryf met die hoogste hoogte. En hy sê, niks kan ons skei van hierdie liefde van God nie. God het met ons 'n nuwe verbond aangegaan, dis vir almal bedoel. Dit bring 'n groot, ek het nou geskryf groot las, maar dis nie 'n las nie. Dis 'n vreugde, dis 'n verantwoordelikheid, dis 'n opdrag wat jy het om te doen. En dit is, gaan na al die nasies toe. Almal in hierdie wêreld moet hulle koekie kry. Hou die skinkbord met die koekies na hulle toe uit, want dis vir hulle bedoel. Hulle kan deel van die huisgesin van God word. En as iemand dan sê dankie, maar nee dankie, as die oudste kind dan sê, ek sal my koekies daar in my kamer gaan opeet, ek wil nie van julle koekies hê nie, dan is dit mos nie God wat die evangelie gedeel het, wat hulle verwerp nie. Dan is dit hulle wat God verwerp. En nou kom ek weer terug by Paulus se diep behoefte. Hy het hierdie unieke liefde, wat hy, en dan sê hy nogal, né, ek het so liefde in my. In Romeine 1 sê hy, God is my getuie van my liefde. In hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, Romeine 9, sê hy, die Heilige Gees is my getuie, hoe bid ek vir julle? Julle wat my deel van my familie, julle wat Jode is soos ek Jode is. Dit is 'n unieke liefde wat hy, is 'n passievolle liefde wat hy het. Hy sê, my passie vir julle is so erg. Ek sou kies om self vervloek te wil wees, afgesny te wil wees van Jesus Christus. As dit net kan beteken dat jy gered word. Familie is om tuis te kom. Om hierdie passie te hê vir jou naby familie. John Knox het dit ook gehad, né? John Knox, julle ken John Knox se uitdrukking. Hy sê, God, give me Scotland or I'll die. Here, laat die Here Skotland tot bekering kom, anders sal ek sterf. Hy wil hierdie herlewing in Skotland hê. Hy het hierdie passie gehad, maar passie alleen bring nie 'n herlewing nie. Gedra deur die evangelie van Jesus Christus, en dit wat God wil hê, so passie plus evangelie, bring herlewing. Sou ek kon kies, sou ek kies om self die vervloekte te wees, afgesny van die ewige lewe. Paulus se woorde is baie sterk. En dan sê God vir hom, nee maatjie, nee. Jy kan nie dit sê nie. Want Jesus Christus was reeds die vervloekte. Hy het die vloek gedra sodat jy gered kan word. Jy kan nou nie die vloek vir 'n ander dra nie, want dit is reeds gedra. Jy weet, ons kan nog daai passie hê vir ons kinders, of miskien vir my kleinkinders. Sal jy as verwerpte, vervloekte, weggejaag word deur God, sodat 'n ander mens gered kan word? Dis hoe ernstig Paulus voel. Jesus Christus het vir ons gesterf. Nie een van ons hoef vervloek te word nie, want hy was reeds vervloek. Hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Hy het die volle oorwinning vir ons behaal. Dit is die hart van God. Dit is die hart van Christus. Jesus is dood sodat ek en jy kan lewe. Vir Jode en vir ons. En soos God dan vir die Jode gesê het, hier is die skinkbord met koekies, gaan deel dit uit aan almal. Gee God vir my en vir jou daai skinkbord vandag, en hy sê, hier is die skinkbord vol koekies, gaan deel dit uit vir almal. Jy gaan sit nie in jou kamer en eet dit alleen nie. Jy deel dit met almal. Die onmoontlike kan gebeur, wel die onmoontlike het gebeur. Die Jode het hulle rug gedraai. Ek wil vir jou hoofstuk 9 vers 32 lees, want Paulus verduidelik dit is vir hom so moeilik om dit te sê. Dan sê hy, waarom kon hulle, die Jode, nie die vryspraak kry nie, omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor hierdie struikelblok gestruikel. Hulle het hulle koekies gevat en alleen in die kamer gesit en eet. Dis nie wat God wou hê nie. Hulle het die genade van God verwerp. Onmoontlik, maar dit is so.
Nou sê Paulus vir hulle, julle wil nie hierdie evangelie, hierdie koekies eet nie, maar kyk net wat gee God vir hulle. God het van julle kinders van Abraham gemaak. God het julle sy heerlikheid laat sien. God het met julle verbonde aangegaan, met Noag, met Abraham, by Sinai. God het sy wet, sy universele goedheid vir julle gegee. Julle het die voorreg gehad om God te aanbid in die tempel. Al die beloftes wat God gemaak het, het hy vir julle gegee. Julle is nasate van die aardsvaders, met wie hy al hierdie kontrakte aangegaan het. En uit julle bloedlyn is die gesalfde, die Messias, hy wat God is oor almal. Amen. Oor hom. Hy is deel van julle. Hoe kan julle sê dankie, maar nee dankie? Maar ons moet nie 'n kop skud vir die Jode nie. Dit is verskriklik, maar ons moet nie. Want weet jy wat, hy skindbord staan voor my en voor jou en ons wat hier leef, ons wat groot geword het in huisgesinne, waar ons is deur God aangeneem en ons word genoem kinders van God. Hebreërs 6 sê, ons het God ontmoet, ons het sy heerlikheid belewe. God het vir ons die doop en die nagmaal as sy tekens gegee, omdat hy hom aan ons verbind het. Sy gees is in ons. Ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Al die beloftes van die Nuwe Testament word deur Jesus Christus waargemaak vir ons. Ons is kinders, werklik kinders van Abraham. En ons wil hierdie koekies vir onsself hê. Of al die koekies is myne, of ek wil niks hê nie. Dan gaan sit ek dikmond in my kamer. Ons is baie keer skuldig hieraan. Paulus is stikkend oor Israel wat nie oorrompel is met die liefde van God nie. In deur die jare is dit al baie keer gedink, hoe kon dit wees? Iemand soos Kierkegaard wat 'n Deen was, Kierkegaard het dit so mooi beskryf. Hy sê, een persoon dra in sy gemoed die liefde, dat hy 'n geliefde van God is, dat hy deur God gewaardeer word, dat hy deur God gebruik word as 'n instrument vir besonderse diens in sy hart. 'n Ander vergeet dat hy geliefd is, vergeet dat hy waardeer word, vergeet dat hy 'n taak het op hierdie aarde. Ons as gelowiges, ons weet, in Jesus Christus is ek vergewe, in Jesus Christus is ek aangeneem as God se kind, vir ewig geliefd. En dan is daar mense wat, dit is vir my te erg om te sê, wat wegstap. Paulus is stikkend. Ek is vandag self ook stikkend. Jesus het dit gesê, hy het gesê die koninkryk is soos 'n koringland. Die koring en die onkruid staan de mekaar. Ons moet nie dink, almal wat in die kerk sit, almal wat vandag na hierdie boodskap luister, is noodwendig net gered nie. Israel het dit nie gesnap nie. Hulle wou die koekies vat en by hulle self in die hoek gaan eet. Nee, God se hart is stikkend oor hulle. Daarom staan daar 'n boodskap. Openbaring 3 vers 20. Dan skryf hy dit vir die gemeente van Laodicea. Jesus skryf en hy sê, kyk, ek staan by julle deur en ek klop. As julle die deur vir my oopmaak, gaan ek na julle toe inkom. Hy praat met gelowiges, nie met ongelowiges nie. Hy praat met hulle wat nie of vir die koekies alles vir hulle self wil hou, maar dit nie wil deel en daar in die volheid verleef nie. En hy sê dit vir my en vir jou ook vandag. En die gees van Christus sal in jou hart getuig of hy regtig in jou lewe is. En of jy gesê het, dis net myne of ek wil dit nie hê nie. Maar as jy hom aanneem en die deur oopmaak, dan gaan hy 'n feesmaal met jou hou en jy saam met hom. En weet jy, dan gebeur die wonderlikste ding. Kyk net daai einde, dit is asemrowend. Hierdie lofbetuiging wat Paulus hiermee eindig, is fantasties. Jesus Christus, God vir ewig, bo alles. Hy is lofwaardig. Amen. Blyde dink, dit gaan vorentoe. Hierdie blyde dink wil ek vir jou vertel. Want Jesus het alles kom verander aan die kruis. Met die tyd van die kruistogte in die donker middeleeue, was daar 'n biskop, wat na Jerusalem toe gegaan het, en hy het hope en hope vragte grond van Golgotha af in 'n skei gelaai en teruggevat na sy land toe. En hy het daar 'n hele laag grond in die begrafplaas gelê, sodat die mense kon sê, ek is in die grond van Golgotha begrawe. Daar is my opstanding.
Na die eerste reën geval het daar die interessantste blommetjies by daai begrafplaas uitgekom. Niemand het geken nie, nou as die blommetjies so blom toe vra hulle, wat se blomme is dit? Toe maak hulle natuurlik saad, en toe dra van die wind die saad verder. Na 'n paar jaar was dit sulke velle van hierdie blommetjies. Toe begin hulle daar praat van die Golgotha blommetjies. Nou vra hulle, wat se blommetjie, wat se vreemde blommetjie is die? Dan sê hulle, hierdie plate en plate blomme is die lewe van Golgotha. Dit kom van baie jare terug af. Ek en jy die voorreg om die evangelie, die saad, te kan voortplant, en te kan voortplant, en te kan voortplant. Sodat mense ook kan sê, ek het lewe gekry by die grond van Golgotha. Kom ons vat hierdie skinkbord met koekies en ons dra dit aan. Ek en jy eet daarvan en ons gee vir almal rondom ons om te smil. Daai hulle bestaan nie in ons woordeskat nie. Ons dra dit na elke mens rondom ons toe. Alles te danke aan Christus wat God is, verhewe bo alles, lofwaardig vir ewig. Ja, amen. Ja, kom ons bly dit uit. Dankie vir die woord, Here, dankie vir die kosbare woord. So, hier staan ons en Here, ek wil U aangryp met my hande, met my hele wese. Ek glo in U en dankie dat U my skoon gewas het. En daarom wil ek ook vra, Here, gee vir my die voorreg om die evangelie van Jesus Christus aan almal rondom my uit te dra. Help my, keer my, dat daar nie 'n hartgebaktheid in my sal ontstaan, dat ek sal sê dankie en nee dankie nie, maar dat ek altyd met sagtheid en deernis U liefdevolle evangelie aan die wêreld sal uitdra. Daarom vra ons dat U elke keer as die woord verkondig word, dit sal seën, dat U die ore wat die evangelie hoor sal seën, dat hulle ontvanklik sal wees vir U woord, en dat hulle hart tot bekering sal kom, sodat daar vla kinders van die Here deur hierdie wêreld sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Die Here wil jou seën, en hy wil jou seën en sê, ek rus jou toe en ek stap saam met jou in hierdie wêreld, en waar jy nou die evangelie verder gaan verkondig, hoe Paulus vir Timoteus sê, tydig en ontydig. So mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, mag die teenwoordige inspirasie van die Heilige Gees by jou wees. Amen.